Môre almal. Ek sê vir julle welkom by vanoggend se diens en ook sodoende groet ek julle in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. En net voordat ons vanoggend begin, wil ek net met julle deel, dis altyd vir my, maak my hart so bly en ook sodoende is dit vir my altyd so wonderlik dat die drie manne wat, of eintlik twee voor my wat gepraat het vanoggend, so in lyn praat met die boodskap wat ook ons vandag oor gaan gesels. En dit wys net altyd vir my hoe die Here werk en dit kan miskien klein vir ons lyk, maar tog plaas hy ook so elke legkaart stukkie in plek sodat ons hom kan nader en ook as sy kinders by sy voete kan kom sit. Julle kan asseblief my vanoggend oopmaak by Efesiërs 6 vers 10 tot 13 en terwyl julle daar oopmaak en die gedeelte kry, is daar so 'n paar afkondigings. Eerstens het ons aan die einde van Maart sal ons doopdiens hê. Ek vra asseblief vir Anneke en ook die dames, vir die wat ons miskien kan help met ietsie om te eet na die tyd, om asseblief met Anneke te gesels. Ek sal dit waardeer. En dan ook die eerste naweek dan in April sal ons al die nuwe lidmate voorstel aan die gemeente en ook sodoende saam die nagmaal gebruik en ook saam dit so as liggaam en plaaslike liggaam geniet. Ek sal op al die groepies waar almal op is, dit ook net daarop stuur om julle net te herinner daaraan. Dan, voordat ons begin, kom sluit net die oë en dan nader ons die Here. Vader, soos wat ons nou rustig raak voor U, en as die kinders by U voete kom sit, liewe Heer, besef ons soos wat ons nou net gesing het, dat alles is te vind by U, alleenlik by U. Vader, die vreugde, die vrede, die liefde, die hoop, die geloof. Vader, U is werklik 'n bron sonder enige bodem, 'n bron wat nie uitgeput kan word nie. En sodoende, Vader, vra ek vanoggend dat U elke een van ons se harte sal voorberei, dat U ons denke sal sluit vir die storms daar buite, vir die mekaar sondige wêreld en dit sal herfokus op U en U woord. Vader, elke persoon wat hier sit vandag het sy eie struikelblokke, sy eie probleme. Maar Vader, mag ons besef dat as ons as liggaam optree, ons saam dit ook kan uitsort, maar ook sodoende saam in U krag sterk kan staan. Vader, mag U vanoggend my gebrokenheid, my sondigheid op sy sit en sodoende mag U woord suiwer verkondig word. Mag ons bemoedig word deur vanoggend se boodskap. Mag ons groot vreugde daarin vind dat ons 'n ewige woning het by ons verlosser en zaligmaker Jesus Christus en by sy Vader, ons Here. Vader, mag ons hier uitstap bemoedig, nie met koppe wat hang nie, maar opgewonde vir die donkerte, dat ons lig kan skyn, U lig kan skyn in hierdie gebroke wêreld. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Voordat ons vanoggend lees, wil ek net so 'n paar gedagtes met julle deel. En dit is my interessant, ek het altyd gedink met die twee gemeentes, dat die twee gemeentes is definitief verskillend van mekaar, Springs en Brakpan. Maar die laaste tyd kom ek in al twee gemeentes agter dat baie mense hulle self in hierdie storm bevind. Dat daar baie gelowiges, broers en susters van ons plaaslike liggame is wat mismoedig is, wat negatief is, wat voel of hulle te neergedruk is. En sodoende hoop ek vandag dat ons sal besef, ons moet ons oë op die Here Jesus Christus hou, en ook sodoende dat ons nie ons aandag sal van hom afhaal en op die storm fokus wat om ons is nie, maar dat ons sal besef dat ons geroep word om in daai storm die wêreld te wys wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Vir ons broers en susters deur dit te bemoedig om sterk te staan, maak nie saak wat die omstandighede is nie. En dan ook soos Petrus en Paulus en die groot manne van die Nuwe Testament sterk te staan, bemoedig te staan in die aangesig van donkerte, hartseer en ook dinge wat hulle fisies en emosioneel seermaak.
Maar sodoende kom ons lees saam Efesiërs 6 vers 10 tot 13, dieselfde hoofteksgedeelte as laas Sondag. En ek lees uit die ou vertaling uit en die opskrif sê die wapenrusting van God. Vers 10. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van die onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Net tot sover, asseblief. En soos wat julle weet, is ons amper klaar met die reeks wat handel oor die boek van die Efesiërs, en ons trek vanoggend by preek nommer 33, en met die tweede preek, met dieselfde tema wat handel eintlik staan sterk teen die duiwel, en die dinge, die onsienbare wêreld, in die krag van die Here. En ons het laas Sondag begin en gekyk en gefokus eintlik om standvastig te staan teen die aanvalle van die duiwel en teen die dinge wat ons nie kan sien nie. En toe het ons ook gesê dat ons standvastig kan staan alleenlik as ons 'n gesonde gebedslewe het en ook sodoende die volle wapenrusting van die Here aantrek. En toe het ons ook vasgestel dat hierdie nie 'n wapenrusting is wat ons moet gaan soek en wat ons moet gaan verkry nie, maar dat die hele tema reg deur die Efesiërs is dat ons dit al reeds ontvang het, dis miskien net nog in ons geestelike kas, dat ons dit moet aantrek en daarin groei, en dat die Here al reeds alles vir ons gegee het, wat ons nodig het om hom te dien en ook sterk te staan in hierdie wêreld. Toe het ons ook tot die konklusie gekom, dat die woord ons net roep om sterk te staan, maar nie terug te veg teen die duiwel nie. Die woord maak dit duidelik, staan sterk en hy sal vlug van jou af, omrede hy vir Christus ontdek, wat daar in jou lewe is. En dan het ons ook vasgestel, dat dit vir ons belangrik is, om oor hierdie dinge te praat wat vir ons vreemd is, nie om ons vreesbevange te maak nie, maar om ons in te skerp teen die waarskuwings van die woord, en sodat ons werklik kan sterk staan in hierdie donker wêreld. So ons het laas Sondag afgesluit met vers 11 van ons hoofteksgedeelte en gefokus op die liste van die duiwel en die metodes wat hy gebruik om ons te mislei. Ons het vasgestel dat die duiwel is nie iemand wat dom is nie. Hy is die vader van leuns, die God van hierdie wêreld met 'n klein lettertjie, sê die woord vir ons. Hy is in beheer en hy bestaan al op hierdie aarde of was neergewerp op hierdie aarde voordat Adam en Eva in die tuin van Eden was. En dat ons hom nie moet laag vat of minder sien vir wie hy is nie. En in hierdie konteks het ek toe vanoggend, en ons gaan daarby begin, 12 metodes neergepen waar die duiwel ons eintlik mee mislei. En dit is baie eenvoudig, maar ek wil dit vir julle so prakties as moontlik maak, dat julle aan elke punt kan dink, en ook sodoende julle self kan inskerp, vir julle wandel hier op aarde. Die eerste een is temptasie. Ek dink dit is die oorspronklike leuen wat die duiwel vertel het vir Adam en Eva in die tuin van Eden, en hy het vir hulle lokval gestel, en hulle daarin getrap. Hy het hulle mislei, en sodoende elke persoon wat hier sit vandag, word daagliks deur verskillende aspekte van hulle lewens deur mislei en ook sodoende getempt, soos die engel sal sê, deur die duiwel. Dit kan miskien geld wees, dit kan miskien beroemdheid wees, dit kan miskien 'n jonger nuwe vrou of 'n jonger mooier man wees. Dit kan miskien wees om 'n ander ou se kar of se finansies te begeer. En julle weet, elke een van ons sukkel daagliks met hierdie aspekte. Die tweede manier is verslawing, dat die duiwel tot kinders van die Here in hierdie lokval vasvang, dat ons nie besef dat alle kettinge is al reeds gebreek aan die kruis vir elke een van ons nie. Maar dat ons sukkel met verskillende verslawings, of dit nou is in die seksuele natuur, of dit is in pornografie, of miskien is dit in die werk.
Miskien is dit die foon, maar die woord maak dit vir ons duidelik dat enige iets wat 'n verslawing is in jou lewe wat jy kies bo die Here, is nie van die Here af nie. Dit kan 'n stokperdjie wees. Dit kan jou vrou of jou man wees. Dit kan jou kinders wees. En dan die derde punt is, ek het dit net genoem omrede ek al hoe meer agterkom hoe die jong mense en ook die ouer mense vandag sukkel met pornografie. Omrede die wêreld anderster aantrek, die lokvalle is oral en die temptasie is oral. Op die TV, op jou foon, as jy in die mall rondstap, hoe mense aantrek, hoe hulle eintlik jou uitlok en ook sodoende hoe ons trap baie keer in daai lokval. Punt 4 is skuldgevoelens en skaamte. En hierdie is nie gemik om dat as jy sonde doen, dat jy nie moet skuldig voel oor jou sonde nie. Dis gemik op die leuen wat die duiwel vertel vir jou wat iets miskien in jou verlede verkeerd gedoen het, waarmee jy sukkel om te aanvaar dat die Here jou vergewe het daarvoor. Waar die Here 'n belofte maak as jy dit opreg soek en vra vir vergifnis, sal die Here jou vergewe. En mens kry mense in hierdie wêreld, en miskien is vanoggend hier van julle, wat rondloop met hierdie skuld, wat eintlik al lankal vergewe is, maar jy hou daaraan vas en dit weerhou jou om te groei in wie die Here is. En eintlik daai skuld maak dat jy eintlik oor en oor weer in daai lokval trap. Want jy vind nie jou identiteit in die Here Jesus Christus nie. Jy ervaar nie dat jy 'n koningskind is nie. Jy ervaar nie dat jy 'n geredde weergebore kind is wat krag het in die Here wat ontelbaar en onbeskryflik groot is nie. En dan, ek dink een van die grootstes is twyfel. Punt 5. Nie net twyfel in die woord nie, maar as dit moeilik gaan, het jy al agtergekom hoe donkerder die gat, hoe moeiliker is dit om aan die waarhede van die woord vas te hou. En dan begin ons rondkyk na die wêreld vir antwoorde, vir hulp. Maar ons het nou gesing, alles is te vind by die Here. Maar dit kan ook twyfel wees in die huwelik. Dit kan twyfel wees in die praktiese uitoefening van jou geloof, dat ek kan nie bid vir mense nie. Ek kan nie met mense die woord deel nie, want ek is nog nie reg nie. En dit is die leuns wat die ene wat ons nie kan sien nie, vir ons vertel. En dan 'n baie groot een is punt 6, valse leerstellings in die kerk. En ek glo elke een wat hierso sit weet hoe kerke vandag misleid word deur valse dinge waarin hulle vashou in die woord. Een teoloog skryf, en ek gaan dit in Engels lees en in Afrikaans verduidelik. Hy sê, after all, if you are not in collision with the devil, you may as well be in collision with him. Satan figured out long ago that he could never destroy the church, but he does more harm by imitation than outright opposition, and he achieves much in this world by peddling false doctrine. In Afrikaans, vir die wat soos ek is, wat glad nie Engels verstaan nie, beteken dit, die duiwel het van die begin af geweet, hy kan nooit die kerk vernietig nie, want dit is die liggaam van die Here Jesus Christus. Maar toe, wat doen hy as die vader van leuns? Hy maak die kerk na, en hy plant valshede in die kerk, wat gelowiges mislei, en is dit nie die siening van die moderne wêreld, ten minste gaan 'n kerk doen nie? Ek is ten minste by 'n kerk, en ons dink die kerk maak dat ons weergebore is. Elke een van ons gaan eendag alleen voor die Here staan. En elke een van ons gaan of aan die een kant wees, 'n ewigheid van sleg, of is vrygespreek tot in alle ewigheid in die koninkryk van die Here. En dan punt 7, kom ek die laaste tyd baie agter in gelowiges se lewens, veral wat seer gekry het, woede, haat en verbitterheid. En ek sien hoe mense sukkel met hierdie aspekte, want hulle het toegelaat dat die saad 'n wortel skiet in hulle lewens, maar hulle het dit nie na die Here toe gevat het nie. Maar wat vir my interessant is van Efesiërs 6 is, dis eintlik die konklusie van alles waaroor Paulus skryf. En elke ding wat ons vandag gaan aanraak, gaan julle sien dat ons terugverwys na vroeër in die boek van die Efesiërs, waar Paulus al reeds dit aangeraak het.
Soos byvoorbeeld met hierdie woede, haat en verbitterheid, lees ons in Efesiërs 4 vers 26 tot 27, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Hierdie term toorn of toornig verwys na kwaad. En ons het daaroor gepreek 'n paar weke terug, of al 'n relatiewe rukkie terug, dat dit is baie moeilik vir ons om regverdig kwaad te raak. Maar ons kan regverdig kwaad wees. Maar baie keer in die ding wat ons kwaad maak en ons regverdig kwaad maak, tree ons ongoddelik op, omrede ons kwaad is. En dat dit vir elke een van ons baie moeilik is om in die kwaadheid regverdig op te tree. En sodoende waarsku Paulus ons dat ons nie moet sonde doen as ons kwaad is nie. En ook geen plek vir die duiwel gee in ons harte as iemand ons seer gemaak het nie, maar dit dadelik na die Here toe te vat. Punt 8, verdeeldheid. Ek seker elke gemeente wat al ooit bestaan het, Springs, Brakpan, Kempton Park, PE, het al 'n verlede gehad waar daar verdeeldheid was in die kerk. En elke keer waar daar verdeeldheid kom, is dit omrede daar sonde was en omrede daar leuns was. En elke keer maak dit die mense seer in die liggaam, want is soos die regterhand of die linkerhand wat die regterhand aanval. En dit maak diep seer. Punt 9, mismoedig. Die duiwel praat hierdie leuns dat hy ons afbring, ons negatief maak, ons laat voel asof ons alleen is, hy sonder ons af. Punt 10, hy trek ons aandag af van wat werklik belangrik is. Dit was vir my so groot aanpassing toe ek Gauteng toe trek, met die besige lewe hierso, die lewenstyl, dat jy omtrent by niks uitkom. Jy kan amper nie eens 'n stokperdjie hê en 'n werk hê as jy hier woon nie. En dan praat ek nie eens van familietyd, huwelikstyd nie. Dat die duiwel ons besig hou met wêreldse dinge om ons aandag en ons fokus van die Here se dinge af te haal. Punt 11 is vrees. Ons het laas Sondag so 'n bietjie hieroor gesels. Maar die waarheid is, sodra daar vrees in die hart kom, gaan geloof by die ander kant uit. Ek het julle die storie vertel van my vrees vir slange. Ek het dit nog steeds so klein bietjie. Maar nou weet ek kan sy kop intrap of met my bakkie net boor omry. Ek is nie eens so vreesvol dat hy onder my bed is nie. Maar die groot ding is, sodra ons daai saad spasie gee, van vrees oor die toekoms, vrees oor my finansies, vrees oor my huwelik, vrees oor my kinders, wat gebeur? Dit kweek en dit groei en dit dra vrug in ander aspekte van ons lewens. Punt 12 is die heel modernste een, wat oor en oor in geskiedenis deurkom, en dis seksuele sonde en gender confusion. Ek wou die Afrikaans neerskryf, maar tot ek het daai groot terme nie verstaan nie, so ek het geglo die Engels sal almal die regte betekenis gee. En dit verwys na die duiwel mislei ons kinders, die jong mense, om te dink dat die Adam 'n Eva is, of die Eva 'n Adam. En in daai de mekaarigheid struikel die kinders, want dis nie hulle soek dit nie, maar hulle is de mekaar. Soos wat Paulus skryf, voor redding is ons blind, ons is aan die slaap, en ons is dood. En mense, hier is net 'n paar voorbeelde hoe die duiwel ons mislei met verskillende metodes. Maar onthou die tema, staan teen die duiwel in die krag van die Here. En as ons dan aanbeweeg na vers 12, dus die volgende punt, staan vas teen die geestelike kragte. Nadat ons seker gemaak het, laas Sondag, ons staan in die krag van die Here, nie in ons eie krag nie. Ons het seker gemaak, ons het 'n gesonde gebedslewe. Ons het seker gemaak, ons val nie vir die liste van die duiwel nie. En ons het seker gemaak, ons trek die volle wapenrusting aan. Kom ons nou by die ware vyand, waarvoor al hierdie dinge bedoel is. Waarvoor al hierdie dinge is vir ons om aan te trek en deel te maak van ons lewens. En mense, dit is nie die mensdom nie. Vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis,
van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En dit is my so interessant, Paulus gebruik die term worstelstryd, wat verwys na om te stry en te worstel vir dominansie, vir beheer. Ons kan sê, daar's 'n worstelstryd konstant in ons lewens tussen die vlees en die gees, stem julle saam met my? En dat sodra jy opgee of 'n dag moeg is, heers die vlees in plaas van die gees. Die dag wanneer jou olielampie leeg is, nie gevul met dit van die Here nie, val ons. Maar wat vir my interessant is, dat hulle dit verwys nie na 'n boksgeveg nie, nie na 'n swaardgeveg nie, maar na 'n stoeiery. En ek seker elke een van julle wat hier is vandag, wat miskien al so 'n bietjie gestoei het op skool, weet, dit is 'n uitputtende storie, né? Met boks kan jy nog ten minste die ou so 'n bietjie slaan en dan hardloop jy weg vir hom, dan kry jy weer asem en dan slat jy hom weer en hardloop jy weg. Maar met 'n gestoei is dit in elke sekonde waar jy swakker raak, kry daai ander opponent meer beheer oor jou. Elke keer wat jy nie asemhaal of gedissiplineerd is nie, verkry hy meer dominansie en ook beheer oor jou in daai geveg. Maar dan wil ek graag 'n storie met julle deel. Nou, toe ek op skool was, ek was een van daai jong seuns wat baie gedink het van hulle self, soos baie mans wat hier so sit vandag, wat goed was, miskien in sport en goed. En ek het 'n vriend gehad wat so 'n paar jaar jonger as ek was, wat 'n baie kleiner ouetjie was. Ek was ook nie 'n groot ou gewees nie, maar ek was ten minste so 20 kg swaarder as hy, maar hy was 'n goeie stoeier. Hy het dit as 'n sport gedoen, hy het provinsiale klere gehad, hy het SA's deelgeneem, en eendag voor rugby-oefening vra ek vir hom, sal my gewig enige voordeel hê as ons nou moet stoei? Ek's groter as jy, ek's sterker as jy, al hierdie feite is daar. En toe lag hy vir my en hy sê vir my, hy gaan my wys. Mense, dit was nie eers 3 sekondes nie, toe lê ek op daai grond met my oë so groot oop. Want hy het die tegnieke geken, my krag en my gewigsvoordeel het niks beteken teen iemand wat ingeoefend was nie. En mense, die waarheid is waar in ons eie lewens ook. Maak nie saak wat se titel jy in Christendom beklee nie, dominee, ouderling, diaken, hoof van vroue federasie, hoof van sonndagskool, maak nie saak wat se geestelike reus jy dink jy is nie. As jy nie ingeoefen is en sterk staan in hierdie worstelstryd nie, sal jy elke keer tweede kom. Maak nie saak of jy sterker is in ander aspekte. Dit gaan oor die inoefening daarvan. En ek seker almal wat al ooit 'n sport beoefen het, weet dat dit dissipline vat, tyd vat, krag vat, sweet vat en ook die regte ingesteldheid om die top van die top te behaal. En dit is Christendom vir jou ook. Ons dien 'n Here wat lewend is en hy roep ons tot 'n praktiese uitoefening van ons geloof. Nie net om kennis op te bou, hy roep ons om dit uit te leef in hierdie wêreld. Hierdie gedeelte maak dit duidelik, die worstelstryd is nie teen die mense nie, maar teen die onsigbare wêreld. Oor en oor met berading kom ek agter, ons dink die worstelstryd is teen die baas by die werk wat my onregverdig hanteer, teen my vrou wat nie vir my so lief is en elke dag kos maak nie, teen my man wat nie meer vir my soveel aandag gee nie, teen my kinders wat nie vir my luister nie, of teen my ouers wat my weggegooi het. Mense, dit is 'n illusie. Dit is nie die vyand nie. En hoeveel tyd en aandag spandeer ons nie om die wêreld te veg nie. In plaas daarvan om sterk te staan teen die ware vyand van die geloof en van elke gelowige. Ek het laas jaar, ek is so 'n bietjie van nie 'n boekwurm nie, ek sukkel so 'n bietjie met die Engels, maar ek het laas jaar vir my 'n boek gekoop wat ek nog altyd wou gelees het. En dit is 'n boek wat baie interessant is en wat baie oud is. Hy's 800 jaar voor Jesus Christus se kruisiging geskryf. En die boek se naam is The Art of War. Dit is geskryf deur 'n Chinees, en elke groot oorlogsman of strategist, soos wat hulle van praat, generale en majore reg oor die wêreld, moet gewoonlik hierdie boek ook lees, want dit gaan oor strategieë en oorlogstydperke. Maar die hele boek handel eintlik oor
om oorlog te voer sonder dat jou opponent dit agterkom. Maar nie om jou aksies te kamoufleer nie, maar om jou aksies te laat lyk asof dit nie 'n dreigement is nie, maar ter voordeel van jou opponent is. En die skrywer van hierdie sluit af met die volgende in die boek en hy sê, the art of war is to be at war without declaring war. En dis wat die duiwel doen. Die duiwel daag nie elke dag by jou huis op, klop aan jou deur en skree, Pieter, vandag voer ons oorlog nie. Hy kom op slinkse maniere in jou lewe in, deur temptasies, deur lokvalle, deur onwaarhede van die woord. En dis hoekom is vir ons so belangrik om wakker te wees, op ons hoede te wees, want hy is die meester daarvan. En as ons onsself gaan blind hou en skille voor ons oë hou, gaan ons elke keer trap in daai lokvalle. Daar is soveel mense in hierdie gemeente wat al vir my gesê het, ook miskien na die doop. Maar Pieter, dit voel nie of my lewe verander het nie. En die rede daarvoor is omrede ons nie altyd sterk staan in hierdie aspekte nie. Ons staan nie sterk teen hierdie aanvalle nie. Ons kan miskien nie ons vyand sien, of ons ken hulle nie altyd op hulle name nie, behalwe nou die duiwel en al sy name wat hy het, maar ons moet weet wat die woord vir ons sê en leer oor hulle. En ek het so 3 waarhede neergepen, weer eens om julle nie bang te maak nie, maar om vir julle te verduidelik die grootheid van hierdie kwessie. Punt 1, daar is baie van hulle. Daar is nie net 3 of 4 nie, daar is baie, miljoene, as dit nie meer is nie. Vers 12, gebruik 'n meervoud as hy verwys na die verskillende afdelings van ons vyand. Hy noem owerhede, magte, wêreldheersers en bose geeste. En hierdie waarheid word dieper oorgedra in Markus 5 vers 9 waar Jesus 'n demoonbesete man aanspreek en die gesprek gaan as volg. En hy vra hom, dis Jesus wat hom vra, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio, dis my naam, want ons is baie. Nou Legio kom van die Engels seker nou maar eerste af, wat legion is, en oorspronklik kom dit van die Romeinse terme af, en 'n legion verteenwoordig tussen 3000 en 6000 troepe mense. Tussen 3 en 6000 troepe. Verwysend dat ons vyand, die duiwel, duisende stuur om een man aan te val. Nie net een elke nou en dan nie. Die tweede waarheid, hulle doel is om te verwoes en te vernietig. Hulle volg die vader van leuns, die duiwel, wie Jesus die volgende oor te sê het in Johannes 10 vers 10. Hulle kom net om te steel, te slag en te verwoes. Mense, dis die waarheid. En dan punt 3, hulle is meer kragtig as ons nie staan in die krag van die Here nie. En dit is 'n waarheid, mense. In die Ou Testament gaan lees wat die Here stuur een engel en hy woes weermagte van duisende der duisende manne uit. Sterk manne, gewapende manne. 2 Petrus 2 vers 11 sê vir ons, praat oor die engele en ook natuurlik die duiwel is 'n engel. Hy het net sy posisie verlaat in die hemel en is neergewerp op die aarde. Maar dit sê vir ons die volgende oor hoe sterk hulle is. Terwyl die engele, hoewel groter en sterker en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die Here voortbring nie. Verwysend maar net, hulle is sterker. Maar tot hulle spreek nie snaakse dinge van hemelwesens by die Here nie. Maar in die lig van hierdie Bybelse waarhede moet ons dan luister na vers 13 van ons hoofteksgedeelte. En dis hoekom daar staan dan, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van die onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Dis hoekom daar staan daarom. Want sonder die volle wapenrusting, sonder gebed, sonder vir ons om op ons hoede te wees, gaan ons nie staande bly nie. Gaan ons nie weerstand kan bied nie. Maar wat vir my interessant is van hierdie gedeelte, hulle gebruik die term neem op, wat 'n militêre term is, wat verwys wat 'n soldaat heel laaste moet doen voordat hy in die slag of in die oorlog moet ingaan. En ek dink 'n goeie betekenis of verduideliking daarvan is,
Baie van julle ken die Eerste Wêreldoorlog en hulle het hierdie loopgrawe gegrawe. En byvoorbeeld die Franse is die kant en die Duitsers of die Engelse, wie ook al. En sodoende het hulle vletjies gehad. En sodra dit nou tyd is vir die manne om op te staan in die loopgraaf, die land tussen die een loopgraaf en die ander een was genoem die no man's land, want jy gaan gewoonlik dood as jy daar hardloop, en ons niemand wat braaf is om daar te lê in die aand of deur die dag nie. Blaas die kaptein of die majoor of wat ook al, of die generaal die fluitjie, en almal staan op en maak seker, hulle gewere is reg, hulle bajonette is op, kyk vir mekaar of is hulle toerusting reg, en dan blaas hulle weer die fluitjie en dan klim almal daar uit. En ek het nooit verstaan, hulle baie stadig geloop, ek sou gehardloop het. Ek is 'n bietjie vrees in my, as daar klomp koels verby jou kop beweeg en wat ook al. Maar mense, dit is waartoe die Here ons hier roep, is neem op, maak jouself reg, staan op, wees gereed. En dan gebruik hy die term, die dag van onheil, verwysend na die dae waar jy werklik meer aangeval word as ander dae. Elke een van julle het al sulke dae gehad. Dae van dieper donkerte, dae van geen hoop nie, dae van ek weet nie wat om te doen nie, dae van wat jy in jou huis rondloop en net amper gebroke is, want daar is geen uitweg vir jou nie. En dit is hoekom Paulus ons beveel om die wapenrusting teen volle aan te trek en nooit uit te trek nie. Dis nie iets wat ons aantrek as dit moeilik gaan, uittrek as dit nou 'n bietjie rustiger is nie. Dis iets wat ons teen volle vir altyd moet aantrek en aanhou, want ons weet nooit wanneer die aanvalle kom nie. En soos 'n soldaat moet ons altyd reg wees. Ek seker in die moderne oorlog ook, soldate is altyd reg. Julle weet as julle rolprente kyk of boeke lees, hulle slaap met hulle gewere langs hulle, nê? En dan as hulle iets hoor, is hulle dadelik reg vir aksie. Dit is hoe ons moet wees. En ek dink 'n goeie voorbeeld van hierdie is, Job het definitief die dag of sy dag van onheil ervaar, toe die duiwel sy liggaam, sy familie, sy besitting, sy plase, sy vee, sy vriende aangeval het. Die duiwel begeer om ons te isoleer, om ons neer te druk in hierdie worstelstryd, en ek seker elke een van julle het al ervaar toe julle jonger was, want as jy 'n sterker broer gehad het of vriend gehad het, en julle stoei nou, en hy is werklik baie sterker as jy, en hy druk jou so vas op die grond, dan voel jy so magteloos. Jy kan niks doen nie. En dit is wat die duiwel wil hê, jy moet glo, dat jy magteloos is, dat jy niks kan doen nie. En gewoonlik kry hy dit reg deur leuns, en as hy ons dan in daai oomblik kwaad maak teenoor die Here, hoekom Here? Julle weet daai vraag. En dan ook sodoende draai ons rug op die Vader ook. Maar in die storie van Job is dit vir my altyd interessant. Baie mense sê Job was suksesvol. Hy het hierdie dinge weerstaan, maar volgens my het hy nie. Want hy het op die punt die vraag gevra, hoekom? En toe hy dit vra, toe betwyfel hy die Here. En wat doen die Here? Het hy hom geantwoord of het hy hom herinner aan wie hy is? Die Here het gesê, ek is die skepper van die hemel en die aarde. Omtrent vir 'n hele hoofstuk gaan die Here net aan om hom te herinner aan wie hy is. Hoekom? Want eerstens in ons eie lewens vind ons onsself neergedruk partykeer, omrede ons nie reg was nie. Ons was nie gereed om teenstand te bied teen die aanvalle van die onsienende wêreld nie. En dan wat doen ons? Dan hardloop ons na die Here toe en sê, Here, help my. Maar daar was ongehoorsaamheid voor dit, en dis hoekom meeste van die tyd onsself in daai posisies vind. Nie altyd nie, maar meeste van die tyd. Luister hoe Paulus ons waarsku, ook weer eens vroeër in Efesiërs 5, vers 15 tot 16, wat sê, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Hoekom nie as onwyse nie? Want ons het die Vader, die Seun en die Gees wat in ons woon, die drie enige God, deur die Gees wat in ons woon. Ons is behoort om wysheid te hê, ons het kennis van die ewige, maar ons tree op soos die ongeredde wêreld baie keer, en dan sê, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. En mense, ek glo ons almal weet, hierdie wêreld waarin ons leef, gaan net al hoe donkerder raak, want dit is 'n Bybelse waarheid, nê?
Dit gaan al hoe meer sondig wees tot die dag wanneer Christus terugkom in die wolke soos wat hy opgevaar het. En 2 Timoteus 3 vers 1 en 11 praat oor hierdie waarheid en sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, vervolging en lyding. En mense, ek dink baie keer is ons perspektiewe in hierdie storms verkeerd. Ons siening is verkeerd, want die storms gaan erger raak. Die woord beloof dit vir ons. Maar die realiteit is, ons fokus op die storms. En dis hoekom ons val in die water. Hou op die wêreld fokus wat donkerder raak. Dit gaan donkerder raak. Fokus op jou weerstand wat jy bied. Fokus op die mense wat verlore is wat jy ken. Deel die evangelie met hulle. Ons word geroep vir die gebroke en verlore wêreld. Nie om hulle teen te staan nie. Nie om hulle te veg nie. Mense, en dan kom ons by die volgende waarheid. En dit is ook waar ons nou bemoedig gaan word. En ook sodoende hoop ek het, julle vind vreugde in hierdie waarhede ook. Elke kind wat hier vanoggend sit, elke kind van die Here, hoef nie te vrees nie. Nie een van julle nie, of jy die Here ken vir 'n maand, 'n dag, of om vir 40 jaar 'n pad saam met hom wandel. Jy hoef nie hierdie onsigbare wêreld te vrees nie. Jy hoef nie te dink dat Satan die gelyke teenoorgestelde wesen is van God nie, want hy is nie. Hy's ver onder die Vader. Hy sal klaar eintlik verower en dis hoekom hy's nog vir 'n klein tydelike tydjie hier saam met ons, maar hy tree nou op soos 'n wilde dier wat in 'n hoek vasgedruk word, wat net alles wil verskeer en verslind terwyl hy nog hier is. En wat vir my so mooi is, die God ons Vader het al klaar bepaal sy vernietiging en sy toekoms. En ons lees van dit in Openbaring 20 vers 10. En dit sê, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Mense, dis die vyand. Hy gaan op 'n stadium tot niet gaan in 'n sekere sin, uit ons lewens uitwees vir alle ewigheid. En hy sal klaar verower en hy weet dit. Ons moet dit net besef. En ek deel dan so 'n paar bemoedigende verse wat gepaard is saam met hierdie, wat ons hopelik sal bemoedig. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuies. Mense, hulle praat van gelowiges. Hoe het hulle hom oorwin? Deur hulle getuies, né? Hulle lewenswandel, die getuie van die liefde van Christus, die genade, deur die woord van God, en ook deur die bloed van Jesus Christus aan die kruis, wat ons deel gemaak het aan die ewige. Dit is my so interessant om altyd te dink daaraan, hoe het Christus die duiwel weerstaan, en party vertaling sê die woestyn, ander sê die wildernis, deur die woord van God. Dit is hoe hy dit gedoen het. Hy het vir ons die voorbeeld kom stel, en elke een van ons kan dit doen. 1 Johannes 3 vers 8 sê vir ons, die rede hoekom Jesus gekom het, vir elke een van ons natuurlik, maar hoor wat sê hulle nog, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek, in elke gelowige se lewe. Nou wat vir my hartseer is, en ek het al baie gesukkel daarmee in my lewens, en ek glo, meeste van julle sal saam my stem. En dit is om te besef die ketTINGS is gebreek. Dit is reeds verbreek aan die kruis, want Christus was genoeg. Daar is niks meer wat ons skort nie, maar omrede ek nie glo die ketTINGS in sekere aspekte van my lewe is gebreek, of dit nou verslawing is as 'n gelowige, of dit nou is van haat en kwaad wat gestoor is in my hart, of dit is van woede, kort en meer, die ketTINGS is gebreek, mense. Kom ons hou aan dit vas. Besef dit, nader die Here en sê, Here, ek wil glo dat hierdie dinge waar is in my lewe, want die geloof kom van die Vader af. Dit is 'n geskenk van die Gees volgens die woord. En dan as ons nou na die praktiese gedeelte van vandag se preek kom, en ook laas Sondag se, wil ek graag 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5 met julle deel, wat proaktief praat oor hoe ons hierdie geestelike oorlog moet benader. En proaktief beteken
om op te tree nog voordat die vyand daar is, né? Om nou loopgrawe te grawe, of om boemies om jou geestelike lewe te plaas, om G4S te kry as sekuriteit. Julle weet, ons is baie proaktief teen die wêreld vandag. Sit elektriese omheining op, sit devilsvolk op, sit trekkers op ons karre, ons is proaktief, né? Maar hoor hoe sê die woord vir ons, moet ons proaktief wees. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Daai wapenrusting is 'n geestelike oorlogsvoerings ding wat vir ons gegee word. Dis nie 'n vleeslike ding nie en is kragtig. Vers 5 gaan dan aan en sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Mense, dit is wat ons moet doen. Dit begin by 'n gedagte. Wat is die oë of wat is die vensters tot die siele of die harte? Die oë. Elke begeerte begin hier binne, want ons sien dinge raak. Elke keer as jy oor dinge wat teen die woord is dink, kom dit hier en dit plant 'n saadjie hier. Maar wat sê die skrywer hier? Neem daai gedagte gevange en maak dit gehoorsaam aan die Here. Vat dit na hom toe dadelik as dit in jou kop kom. Elke sonde wat jy al ooit gepleeg het, meeste van hulle was premeditated. Nou weet julle wat premeditated? Ek weet nie wat is die Afrikaanse woord nie, maar dit is vooraf beplanne. Jy het geweet jy gaan dit doen. En ek seker meeste van julle wat al hierdie dokumentêre op die TV kyk wat handel oor moorde en goeters, die individu wat skuldig is aan die moord word erger gestraf as hy dit vooraf beplan het. Nee, julle stem saam met die straf is groter. Gewoonlik dan kry jy die doodstraf in Amerika of wat ook al. Maar mense, is dit nie presies wat ons ook doen nie. Maar wat sê die woord nou? As daai saadjie kom, gryp hom dadelik en vat na die Here toe. En dan kom ons by die volgende stappe. Stap 1, hou aan bid. Mense, ons kan nie genoeg dit sê nie, dat ons gemeentes is nie meer biddende gemeentes nie. Bid vir jou familie, vir jou gesin, vir jouself, vir jou broers en susters in die geloof, maar bovenal vir die verlore wêreld. Want die geveg is nie teen hulle nie, ons veg vir hulle. Ons veg sodat hulle vir Christus kan raak sien. En dis hoekom is so hartseer die waarhede wat praat oor hoe verlore en blind hulle is, soos 2 Korintiërs 4 vers 4 wat sê, naamlik die ongelowiges in wie die God, klein lettertjie, van hierdie wêreld die sinne verblind het, hulle is blind, sodat die verligting van die evangelie, die lig van die woord, die lig van Christus se verhaal, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Verwysend dat hulle in die donkerte dieper getrek word. En ons roeping is om in die donkerte in te loop, weerstand te bied teen die donkerte, maar dat hulle die lig kan sien en die lig van Christus op hulle kan skyn. Dis stap 1, of die eerste manier, prakties. Punt 2, hou aan die evangelie verkondig. Mense, jy groei die meeste as jy prakties jou geloof uitoefen. Jy groei nie deur net boek te lees nie. Jy groei as jy daar uitgaan in die veld, daar waar daai ou sit wat gebroken is en jy gaan praat met hom. Dit is wanneer jy werklik wandel in die Gees, werklik groei in die Here. Mense, net deur die kennis van Jesus Christus kan iemand tot redding kom. Nie deur die naam nie, deur dit wat die naam verteenwoordig. Dis baie belangrik. Jesus se naam is bo alle name, maar tog moet die persoon weet wie hy was. En jy weet wie hy is, want jy's 'n kind van sy Vader. Deel dit in eenvoud met hulle, met liefde en omgee. En jy sal sien hoe daai mense dit waardeer en veranderd word deur die Gees wat in hulle werk. Punt 3, wees nou geheg aan julle broers en susters van die geloof. Ons het nou die dag by die Bybelstudie ook hieroor gesels. Die duiwel trek ons uit mekaar uit, maar ons moet nougeset wandel. Dis hoekom die Nuwe Testament sê oor en oor, moenie wegbly van die samekomste van gelowiges nie. Nie net verwysend na 'n Sondagdiens nie, maar na die diens. As jy 'n broer of 'n suster sien wat af is, gaan na hulle toe. Gaan bid vir hulle, gaan vra wat's fout. Bemoedig hulle. Wees 'n Barnabas. En dan punt 4, groei in die Here. Maak seker dat jy elke dag 'n tydjie uitsit, of 'n tyd uitsit,
om te groei in die kennis van die woord. Want dan sal jy groei in jou eie redding, jy sal groei in jou toepassing van jou geloof, en jy sal meer wys word, soos wat Paulus ons ook beveel. Wandel wys en nie onwys. En mense, om eerlik te wees op hierdie punt, dink ek daar's baie van ons wat skuldig staan, wat nie eers elke dag ons die woord oopmaak nie, om te lees nie. Wat hier sit vandag. En mense, ek is nie die kenner van harte nie, julle weet wie julle is. Maar dan, as dit swaar gaan en donker is, dan hardloop ons na die Here toe en vra dat hy ons gaan help. Maar mense, hy gee vir ons alles wat ons skort om dit te weerstaan. Hy gee vir ons die wapenrusting, hy gee vir ons die woord. Al wat hy sê is, spandeer tyd saam met my in hierdie verhouding. Punt 5, herinner jouself dat as jy in die krag van die Here staan, niks of niemand teen jou kan staan nie. Mense, die is 'n waarheid. Niemand kan enigiets wat ewig is, wat gekoppel is aan jou redding, van jou wegvat nie, behalwe as jy dit toelaat. Maar as jy in die Here se krag staan, is daar niemand wat teen jou kan staan nie. Ons het laas Sondag gepraat, dat as jy die duiwel weerstaan, as jy die dinge van die wêreld weerstaan, wie sal vir jou veg? Die Here homself. Punt 6, verander jou siening oor die moeilike tye. En ek moet sê, ek dink met hoe Willem gepraat het en Robbie ook geopen het alles neergekom op hierdie. Daar is 'n storm daar buite en daar sal altyd wees. Hy gaan erger raak, die wind gaan meer waai, dit gaan meer reën. Hou op, fokus op dit, want jy kan dit nie verander nie. Een teoloog het geskryf oor hierdie, hou op die storm beklei en gaan saam met die storm. Nie in gelykvormigheid nie, maar dit is nie jou vyand nie. Jou roeping is om daai seile te span, dat mense kan sien hoe oorleef jy daai storm. Is om 'n goeie kaptein van daai boot te wees. En sodoende, kom ons begin donker tye aanpak met positiwiteit en in die krag van die Here, want wie kan teen ons staan? Wie kan teen ons staan as die Here saam met ons staan? En dan heel laastens, as hier vanoggend miskien iemand sit wat sy eie redding betwyfel of ongered is, dit is so eenvoudig soos die volgende. Nader hom, praat met hom, hy bestaan, hy's 'n werklikheid. Nader die Here, gesels met hom en sê vir hom, miskien jy weet nie om hierdie te doen nie, want dis hoe my bekering ook gewerk het. Bely jou sondigheid en jou gebrokenheid, want ons almal het dit. Besef dat in hierdie wêreld sonder God is ons niks nie. En al wat die Here sê is, hoe weet jy is 'n gelowige? As jy glo in Jesus Christus en aan sy dade aan daai kruis. En mense, dan sal hy jou vernuwe en herskep. As dit nie vir dit was nie, sou ek nie hier vandag gestaan het nie. Ek sou nie meer op hierdie aarde gewees het nie. Want niemand kan daai ewigheidswaarde van sy liefde, vrede en vreugde van my af wegvat nie. En dit is die waarheid. Elke een van ons soek dit in die sondige wêreld. Hy gaan seer kry, gebroke terugkom. Gaan na die Here toe, ons as gelowiges ook, gaan sit by sy voete. Vra dit vir hom. Die woord maak dit duidelik, as jy jou vader vra vir 'n brood, hoekom sal hy vir jou 'n skerpioen gee? Gaan soek dit by hom, want dit is syne. Jesus sê, kom drink van my, ek is die ewige water. Kom ons begin drink. Mense, onthou, ons Here Jesus Christus het hom klaar oorwin aan daai kruis. Hy het vir ons hoop bewerkstellig waaraan elke liewe een van julle vanoggend kan vashou. Of jy nou jonk of oud is, gebroken is of sonder hoop is, hierdie hoop kan niemand van jou wegneem nie. Dis 'n hoop wat 'n ewigheidswaarde dra, wat jou 'n lig sal gee in jou hart in die donkerste dieptes. Kom ons besef, God het geen leemte nie. God het geen bodem aan sy fontein van vreugde, vrede, hoop, liefde en alles wat goed is nie. Gaan pluk net daai vrugte en eet dit. Amen. Kom sluit die oë. Vader, waar ons nou in die woord in eenvoud besef, liewe Heer, dat ons reeds alles ontvang het wat ons kort. Vader, dank ons U en ons prys U daarvoor. Vader, soos wat ons nou gesing het, Vader, mag U dit 'n werklikheid maak in ons lewens, dat ons nie soos gebroke, verlore mense sal rondwandel wat blind en doof en dom is nie, maar soos wyse, liefdevolle, vreugdevolle, vredevolle gelowiges, wat die wêreld kan sien daar's 'n verskil. Vader, help ons om die aanvalle van dit wat ons nie kan sien nie, te weerstaan.
dat as ons gedagtes ons wil mislei en ons harte ons wil mislei, Vader, help ons om dit gevangene te neem, voordat dit wortel skiet en by U voete kom plaas. Vader, help ons om te groei in gehoorsaamheid, om te groei in U weë, om herskep te raak en om standvastig te staan saam met ons broers en ons susters. Vader, en aan sodoende bid ek ook, Vader, mag dit 'n realiteit wees vir ons jong kindertjies in hierdie gemeente. Vader, waar die wêreld soveel meer donker is as toe ons jonk was. Vader, mag U elke kind wat vanoggend hier sit, daai sonnaarskool sit, of by die huis is miskien vanoggend, mag U hulle beskerm. Mag U die ouers die wysheid gee om hulle op te lei in die woord, vandat hulle opstaan totdat hulle gaan slaap. En Vader, mag U weë en U wandel aan hulle bekend maak, U waarhede, dat hulle van vroegs af U sal ken, en hulle self kan beskerm teen die donkerte daar buite. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Voordat ek die seën uitspreek, is my gebed dat julle hierdie seën sal deel maak van julle harte, want dit is bedoel vir elke een van julle. So staan en ontvang die seën. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen.